Ons verwelkom weer vandag vir Dr. Dani Odendaal in die ateljee en hy gaan 'n bietjie lig skyn op die huidige back and close situasie. Dani, baie welkom hier by ons. Baie dankie. Daar skyn 'n baie sterk lig op die back and close. Ja, So, omtrent. ek kan dit net in detail vir jou vertel wat ons in die veld sien. Kom ons begin daar. Hoe lyk die tragedie wat in die veld afspeel ten opsigte van back and close? Ek dink tot 'n maand terug, miskien 2 weke terug, het min mense besef. Ek praat van die gewone publiek daar buite, wat is besig om te gebeur. Dit het nou eers regtig nuuswaardig geraak as gevolg van 'n klomp berigte wat daar is. En ons het net gisterand gehoor, ons het nou 'n noodtoestand wat afgekondig is daar rondom. Ons het back and close gesien beweeg. Onthou hierdie spesifieke uitbreek het in 2021 begin in Mei maand. Baie stadig bo in KwaZulu-Natal, niemand daar regtig aangesteer nie. En toe het hy so in 2023 in die kommersiële areas in Newcastle gegaan. En toe spring hy na Gauteng toe. Toe Gauteng inkom en hy begin in die kommunale areas ingaan wat langs groot voelkraal is. En die eerste groot voelkraal kry dit. Die grootste voelkraal in die land. Toe is dit baie bekend. Maar wat verder gebeur het is, daar was 'n uitbreek gewees net voor dit in die Oos-Kaap die vorige jaar. En toe het ons nou vir die eerste keer gesien hoe ongelooflike groot welsynsprobleem dit is. Onthou, in so 'n melkkudde, as die koeie daar agteruit gaan, virustas hulle aan, hulle kloue gaan los van hulle, kry verskriklike mastitis, hulle kan nie meer loop nie, hulle kan nie meer vreet nie, jy kan nie melk uit hulle uitkry nie, want ons verskriklike letsels op die spene. Het ons eers agtergekom dat dit eintlik 'n melkery vernietig. Hierdie siekte vernietig 'n melkery. Die verliese per 1000 koeie is so R5 miljoen. Nou dit is ekonomiese verliese, want daar is welsyn. En toe het ons dat hierdie siekte sien sprei deur die land en ons kon niks daaraan doen nie. Ons bewegingsbeheer in Suid-Afrika is amper, dit bestaan amper nie. Want dis al wat jy, nee, is nie al nie, daar's baie hulpmiddels. Ek het 'n opname hier gedoen by julle 4 maande gelede en gesê, ons moet die enstof hê, want dis al wat ons het. So, ons het hom nou gesien loop, reg deur Noord, Wes, Suid, en nou het hy gespring na die Wes-Kaap toe. Hulle is in vir 'n ongelooflike probleem, daar is reusagtige melkkeddes daar. En as dit daar ingaan, die verliese wat daar gaan wees, uit intussentyd van die Noordwes af oorgegaan, en nou in die laaste provinsie gegaan. So in Kuruman is hy nou ook in die Noord-Kaap. So ons het hom voor ons oë sien loop en ons kon eintlik niks daaraan doen nie, want ons nie enstof gehad nie. Daar is nou sprake van enstof wat binnekort in die land gaan wees. Wat is die huidige stand van daai sake? So elke dag hoor ons aan 'n storie. Daar's 2 internasionale maatskappye na Suid-Afrika toe gekom. Uit hulle eie uit. Die staat hulle nie gaan haal nie. Dolwet is deur 'n veearts hier na toe gebring, invoerpermit aansoek voor gedoen, 2,5 maande later het hy eers die permit gekry, so dit het alles uitgestel, ons verwag die laaste week van Februarie. Is daar 1,5 miljoen doses hier, wat al gaan help, want dit gaan net so gebruik word. Die een van Argentinië, van Biogenesis af, sou eintlik hierdie week geland het, as die permitte geteken was. Toe is dit uitgestel na volgende week toe, en nou hoor ons, dit gaan nog uitgestel word na volgende week Vrydag toe. Maar dit kon nie gewees het. Kyk, ek praat met hulle gereeld, toe in Suid-Afrika was die eerste keer, was ek 3 dae saam met 'n baie goeie verhouding met hulle. En op die einde van die dag, die gesloer met die seksie 21 permit, het die land ongelooflik baie gekos. Okay, maar hulle is hopelik volgende Vrydag hier, en dan het ons 'n basis om mee te begin, so 2,5 miljoen dosisse, en as alles dan regloop daarna, gaan ons in Maart maand nog 'n 5 en nog 'n 5 miljoen, 10 miljoen dosisse kry. En dan begin die uitrol van die enstof werklik. Okay. Van die os op die jas, ek wil nie politiek praat nie, hoekom het dit 2,5 maande gevat om daai permit geteken te kry? Ek kan absoluut nie vir jou antwoord gee nie. Daar's een veearts by SAPRA. Ja. So SAPRA is die
beheerliggaam wat medisyne beheer. In hierdie geval, onthou is nie geregistreerde enstof in Suid-Afrika nie, behalwe die een wat hulle bekend gestel het van Onderste Poort laasweek, wat hulle 12,000 dosisse van het. So jy moet 'n ongeregistreerde produk invoer en daar's redelik streng reëls daar rondom. Maar as ons verstaan in die krisis wat die land is, ek kan nie dink dat ons meer as 'n dag of 2 kan vat nie. As daar fokus is, daar's een veearts daar, as hy nie opgewasse voel om hom af te teken genoeg inligting nie, was die taakspan, daar's vier spesialiste op die taakspan, wat na die spesifieke enstof gekyk het en hom goedgekeur het. Dis eintlik ondenkbaar dat daai permit 2,5 maande gevat het die eerste een, en hierdie een wag ons nog steeds vandag vooruit. Miskien as ons die uitstap is hy vandag geteken. Maar dit mag nie gebeur nie. Dit is groot verliese vir die boere, net daai enstap. Daar's een enkele veearts by SAPRA. In so 'n krisis, kry die geld, stel nog mense aan, stel 'n paneel aan, 'n buitepaneel wat die goed kan evalueer, maar doen dit in 'n dag of 2, ons is in die middel van 'n krisis. Ek dink die belangrikste vraag op almal se lippe is, wat gebeur dan nou sodra die enstof hier aangeland het? Wat moet gebeur? Is hierdie dinge in plek? Want as ek jou nou reg verstaan, moet ons wag vir al die enstof om hier te kom, voordat dit uitgegee word aan die boere. So as jy sê die uitrol daarvan, verstaan ek verkeerd. Dis daarmee so nie. Okay. So die uitgee aan die boere, dit is nog glad nie uitgemaak. Glad nie. Daar's nog nie eers reëls daar rondom en spesifieke logistiek hoe dit gaan gebeur nie. Al wat in plek is ons ou reël. Onthou voorheen het net staatsveeartse die enstof gekry. So as daai eerste klomp enstof kom, gaan dit na die provinsies toe. Na die provinsiale direkteurs het hulle bestelling ingesit, so elke provinsie gaan daai enstof kry. En die hoeveelheid enstof wat hulle benodig om binne in en rondom 'n uitbreke te gebruik, is soveel dat hulle omtrent daai hele eerste bestelling gaan opneem. So daai hele eerste bestelling gaan in my gedagtes, en ek kan verkeerd wees, deur die staat opgeneem word. En eers in Maart maand, wanneer ons die groot hoeveelhede kry, gaan die privaat veeartse moet ingetrek word om dit op plaasvlak te kry, voorkomend. Onthou, dan raak dit voorkomend. Dan gaan ons spuit nie in 'n uitbreek nie, maar onthou, die minister het gesê ons gaan die hele land spuit. President het dit gisterand herhaal, en daai uitrolproses moet presies uitgewerk word. Op hierdie stadium, en ek het gisterand 'n vergadering gehad met al die veeartse in die land, daar was 120 ouens op die vergadering, veeartse, wat ek 1 keer 'n maand doen, kon ek nie vir hulle sê, hoe lyk die reëls? Hulle moet nou aansoek doen om bemagtig te word, autoriteit, authorized te word, wat 'n proses is deur die staat, en dan, wat is die reël? Hoe bestel jy vir jou boer? Hoe rapporteer jy dit? En dan die heel belangrikste, wie gaan dit op die plaas spuit? Wat nie uitgemaakte saak is nie, want kyk, veeartse gaan nie beeste spuit nie. Veeartse spuit nie beeste nie. Ons behandel individuele beeste, maar ons is nie werkers wat loop en beeste spuit nie. Ons is heeltemal te duur daarvoor in die eerste plek. Daar is veeartse wat van hulle groot boere dit sal doen. My gedagte is, en ons werk daaraan, vanaf 'n veeartsnetwerkkant af, sit ek die hele proses by mekaar om te sê, wat gebeur van agter af vorentoe? Wat gaan op die plaas gebeur? Dan na die veearts toe, dan na die verspreider toe. Opleiding van die ouens wat gaan met inent. Of het die bestuurder is, en of het die werker is, die veewagter is, moet opgelei word. En dan moet daar 'n oorsigrol van die veearts wees, wanneer daar ingespuit word, doen hulle dit reg. En as dit gedoen is, volgens 'n merklys, volgens my moet dit aangaan. Op daai noot, watter belangrike faktore is daar rondom die fisiese toediening van die enstof, waarvan produsente moet weet? Met ander woorde, hoe moet dit reg toegedien word om werklik effektief te wees? Ja, onthou dis enstof, ons bou die koue ketting. Gelukkig hierdie is 'n geaktiveerde enstof, so hy's nie uiters sensitief vir dit nie. Maar ons wil altyd die koue ketting bou tot daar by die drukgang. So daar wil ons altyd hê, dan moet 'n tafel wees, dan moet 'n sambreel of 'n gazebo wees, jy werk nie op die grond nie, jy werk nie agter op die bakkie nie. Jou spuite moet reg wees, hierdie is 'n inspuiting wat in die spier moet ingaan. Nou, so dis heeltemal anders, dis nie jou kort naaltjies wat jy gebruik onder die vel nie, is 'n lang naald wat
in die spier moet ingaan, so dis heeltemal anders. Die beeste moet reg gepak word. Jy kan nie in die spier ingaan en die beest spring vorentoe en hy slaan die beest voor hom en hy breek die naald binne-in af nie. So ons baie keer kan ons in die bout inspuit, diere wat nie nou geslag gaan word nie, ons verkies om in die nek in te spuit, maar die bout kan gebruik word, is eintlik baie makliker. So daar is 'n opleidingsproses rondom dit. En dan wil jy elke bees met die volle dosis kry. So in daai opleidingsproses leer ons die ouens om te kyk, is hy vol getrek, van die een bees na die volgende, as jy klaar gespuit het jy alles ingekry, die ruil van naalde, al daai tipe van goed, en seker te maak dat daar nie ligborrels inkom en jy net die helfte van die dosis spuit nie, is alles goed wat ek persoonlik in 'n video gaan omskep, vir die veeartse, wat er gebruik word. Ek wag eintlik net vir die enstof, dat ek die regte enstof gebruik, dat dit nie 'n skyn video is nie, dat die regte een is. En dit gaan ek vir die veeartse dan deurgee, en 'n opleidingsmodelletjie met die merklys, maar daai voorstel moet nog eers goedgekeur word deur die staat. Op die oomblik sê hulle, nee, net 'n veearts en 'n tegnikus kan spuit en dit kan nie so werk nie. Is dit dan jou benadering en funksie van hier af uit, sien jy dan nou nie meer op die ministeriële taakspan is nie? Ja, het gee my baie meer tyd nou. Ek het een baie spesifieke funksie wat ek met die veearts uitvoer. En dis om seker te maak dat hulle databasis van hulle kliënte 100% in plek is. Wie is die boer, wat sy kontakbesonderhede, wat is die plaas se naam, hoeveel beeste het hy. Dis 'n ding wat nogal tyd vat. So, na gisterandse vergadering, almal wil hê iemand moet vir hulle name opgee en getalle opgee. Ek sê, my stelsel wat ek saam met die veeartse mee werk vir meer as 15 jaar, is daar vertroue. Daar's vertroue in die stelsel. Ek het nog nooit 'n veearts en sy kliënte se inligting met iemand gedeel wat onnodig is nie. Daar's vertroue. Binne in my stelsel het 'n veearts 'n hele bladsy op die netwerk wat sy eie kliënte gelaai kan word. Ja, en dit gaan my hooffunksie wees om daai ding georganiseer te kry, vir as die enstof hier is, dat ons dit reg kan doen, rekord hou, rekord kan teruggee vir die staat, en kan monitor dat die enstof suksesvol is. As boere en dalk ander veeartse wat nie op jou lys is nie meer wil weet, hoe kan hulle jou kontak? As daar nie veearts was op my lys is nie, is dit ongewoon. Die kleiner veeartse is nie daarop nie. Ja, my e-posadres is die maklikste wat ek sal gee onder al die ding. Op die oomblik kan ek nie by al die oproepe uitkom nie. As boere wil iets weet, praat met hulle plaaslike veearts. Hulle is die ouens wat my kontak. Anders sal ek nooit van my foon afkom nie. Okay. Baie dankie, Dani. Dankie, Dere. Daar het julle dit was Dr. Dani Odendaal.